sukkel om julle almal aan tafel te kry? Toe jy vleit het ek onmiddellik gekom. Net soos 'n gehoorsame brak. Sou maar verkies het dat ek op hulle skree. Nee. Binne in hierdie huis doen jy dit oorgenoeg. Ag ouma, in hierdie huis skree almal eweveel. Maar dis julle mammie wat die moddermedalje wen vir die gebruik van gekruide taal. Sê wie? Die bure. Praat maar oor ons met die bure. Julle los my dan die hele dag stoksiel alleen by die huis. Met wie moet ek praat? Die mure. Eerder as met die flippe mure. Jy praat nie so met jou ouma nie. Mens klap ook nie aan jou kleinkinders aan tafel nie. Dit is julle probleem. Daar is niks dissipline in hierdie huis nie. Hierdie kinders het 'n min slaag gekry. Ek slaan nie aan my kinders nie. Molly doen dit. En as jy 'n goeie pak slaag nodig het, doen sy dit ook. Is maar laf, ek slaan nie aan my man nie. Dan kan jy nie verwors nie. Slaan is al wat hy verstaan. In ons huis het hy meer pak gekry as kos. Alhoewel, as 'n mens so na sy logge lyf kyk, sou mens dit nooit sê nie. Jene ouma, kan ouma niks sê sonder om iemand reg te sê nie. Hoor net so, cheeky bek. Gaan julle toelaat dat julle dogtertjie so onbeskof praat met haar ouma? Ja, ek sal dit selfs aanmoedig. En jy? Ek is sommer lus om gaan klim op die huis se dak. Sit. Moenie toelaat dat jou ma jou so ontstel nie. Ek kan sien wie dra die broek in hierdie huis. Ma, asseblief, dat ons net ons ontbyt in vrede eet. Sodat julle dan almal kan opspring en verdwyn en julle my weer vir die hele dag alleen in die huis los. Ons is nie op vakansie nie, ons werk. En die kinders moet by hulle klasse wees. Julle het geweet ek gaan kom kuier. Mens sou verwag dat een van julle miskien net 'n daggie sou afvat en my iewers heen vat. Waarheen? Hier's niks om te sien in Johannesburg nie. Wat van die apartheidsmuseum? Ek kan vir jou 'n brief gee. Ouma se beslis nie soontoe wil gaan nie. Ja, vir wat? Daar's 'n hele verdomde museum om apartheid die skuld te gee vir alles. Dis om van te kots. Wat het ek gesê? Hoekom vat jy nie vanoggend af en dan vat jy jou ma 'n bietjie lughawe toe nie? Daar's niks om te sien nie. Ja, as elke dag 'n vlug terug Magai toe. Is ek nou ewe skielik nie meer welkom hier nie? Nee, ma is. Jou mollige nors vroutjie dink nie so nie. Nee, dis nie waar nie. Sê Molly. Nee, dis waar. Vandat jou ma hier aangekom het, kla sy oor alles. Jou ma is 'n regte pyn in die... Ekskuus? Molly het nie bedoel wat sy gesê het nie. Ek het. Pyn. Dit is nie 'n woord wat 'n mens ligtelik gebruik nie. Nie as jy soos ek ware pyn ken nie. Bloedstollende pyn wat jou oë verblind en volwasse mans laat huil en laat roep na hulle mammas. Het ouma al sulke pyn gehad? Ja, ongelukkig het ek. Wanneer? Met julle oorgewig pa se geboorte. Ag, asseblief. Dit was 'n pyn in die gat. Daai vrou gaan my nog mal maak. Sy is wragtig 'n monster en log. Vandat sy al voete in my huis gesit het, het ek 'n konstante kopseer. Dis nog net 3 dae dan waai ouma. Daarna sal ek wragtige fop en vakansie nodig hê. Waar's jou pa? Jy moet ry. Hy maak 'n gebreekte teel reg. Waar? Deur bo op die boonste badkamer se dak. Nee, die bliksem kruip weer weg vir sy ma. Maar ouma's 'n baie moeilike mens. Dis mense soos sy wat my laat glo dat ons aarde 'n ander planeet se hel is. Nou oordryf maar. Moenie vir jou pa sê nie, maar ek het so 'n snaakse gevoel dat sy in ons kaste krap wanneer ons nie hier is. Haai. Wat laat mos so sê? Mens kan mos sien as iemand anders in jou kas was. Nie ek nie. Want jou kas en kamer is so deurmekaar. Ek sweer, as 'n skelm daar inbreek, sal hy alles net so los, want jou kamer lyk asof iemand klaar daar ingebreek. Ek het beloof om dit in die vakansie op te ruim en my kas reg te pak. Maar op die oomblik het ek net te veel huiswerk. Ja, maar jy het tyd om saam met daai oorige Benny Otto na 'n klub toe te gaan. Dis net een aand op 'n naweek. Ek moet ook darm tyd hê om bietjie te ontspan. Almal in hierdie familie het tyd om te ontspan, behalwe ek. Ek vat sommer 'n handvol kalmeerpille. Ek het 'n groot behoefte om die volgende 3 dae paralytic lights out te wees. Byt net mos se lip. Dis nog net 3 slapies. Hulle verkoop mos drugs daar by jou skool. Miskien moet jy vir my 6 ecstasy pille koop. Ek reken so 2 per dag sal my help om deur hierdie lewende hel te kom. Wie sê hulle verkoop drugs by my skool? Jou dik gat boetie.
Toe hy daar was, het hulle 'n tuinier gevang wat dagga verkoop het. Maar ek beloof maar, daar gaan niks nou sulke dinge daaraan nie. Wie kon skelm 'n videokamera in my slaapkamer laat installeer? Asseblief. Niks daarvan as maar oor seks met my wil praat nie. Vir liewe heksie uit te vang is sy in ons kas te krap. Sonder bewyse sal jou pa my nooit glo nie. Vra liewers vir ouma reguit of sy in ons kas te krap. Ja toe, hier is ek nou. Vra my in my gesig. Die hel is los in daai kombuis. Ons moet liewer maak dat ons net nie wegkom. Is pa nog op die dak? Ek dink so. Dan moet hy liewer ook net daar bly. Hoekom? Ma en ouma is aan mekaar in die kombuis. Wat klei hulle? Met woorde. Hulle stry verskriklik. Gebruik hulle gekryde taal. Hulle vloek soos 2 viswywe. Dis baie lelik. Ma het vir ouma beskuldig dat sy in ons kas te krap. En toe het ouma vir ma gesê, sy's dik en ongeskik. Dan moet ons vir pa hiervan sê. Nee, ons moet eerder net hier wegkom. Miskien moet ek met ma en ouma gaan praat. As jy gedonder wil word, Miskien dan nie. sal jy by die skool gaan aflaai. Ek dog jy haat dit om agter op 'n skooter te ry. Dis 'n noodgeval. Ons moet onmiddellik wegkom van die huis af. Kom. Taxies. Ja, ek is hier in Swanepoelstraat 15 Northcliff. Kan julle my kom haal? En maak asseblief gou, dis uiters dringend. Dankie. Bye. Moet net nie vir my sê maar die polisie gebel nie. Dit was vir 'n taxi. Ek kan nie wag om hier weg te kom nie. Mamma, ek wil nie hê ma moet hier weggaan met kwade gevoelens. Nee! Gaan sê dit vir daai dik ongeskikte vrou van jou. Sy sê ma het in ons kaste gekrap. Kan jy jou dit voorstel? Waarom sou ek in julle kaste wil krap? Ek sal nie eers een van die deure wil oopmaak voor die huis nie heeltemal gefumigate is nie. Sê maar ons huis is vuil. Nee. Maar julle kaste is nie van die skoonste wat ek al gesien het nie. Dan het maar in die kaste gekrap. Gekyk ja, nie gekrap nie. Nou vir wat kyk maar in ons kaste? Julle los my dan die hele dag stoksiel alleen hier in die huis. Wat as daar 'n inbreker in een van die kaste wegkruip? Vir my eie peace of mind moet ek gaan seker maak. Ek weet nie of ek daai storie glo nie. Sê jy jou eie ma lieg? Nee. Maar ek weet hoe nuuskierig ma kan wees. Ek is erg geskok. Daai vieslike onderklere wat jou vrou in haar kas het, sal 'n straatvrou laat bloos. Wat in Molly se kas is uiters privaat. En wat van daai hoendermombakkies in jou kas? Haal jy jou pa se streke uit in julle slaapkamer? Dan het maar in ons kaste gekrap. Het jy enige idee hoe vervelig dit is om die hele dag in die huis opgesluit te sit? Jy kry cabin fever. En dan soek jy dinge om te doen wat jy nie normaalweg sou doen nie. OK, ek verstaan. Ek sal my werk bel en 'n dag se verlof insit en maar bietjie iewers heen vat. Waarheen? Shopping, die dieretuin, waar ook al ma wil gaan. Maar in ruil daarvoor moet ma vir Molly sê sorry. Is dit verpligtend? Ja. Dis die minste wat ma kan doen. Sy hou nie eintlik van my nie, nee. Ma hou glad nie van haar nie. Ek verdra haar eintlik net ter wille van jou en die kinders. En sy verdra vir ma presies vir dieselfde redes. Kom. Ek gaan sit ma se tas terug in die spaarkamer en dan kom sê maar vir Molly sorry. Beloof jy vat my na enige plek van my keuse? Dis mos wat ek gesê het. Kom. Gaan jy so lank. Ek kanselleer net gou die taxi. OK.
Ek sal vir Molly sê ma is op pad. Roustaksies. Toe. Ek het nie vir altyd tyd nie. Ek gaan laat wees vir werk. Sê net jy het 'n familiekrisis gehad wat eers opgelos moes word. 'n Familiekrisis wat jou ma veroorsaak het. Maar ek het ons vir jou verduidelik wat gebeur het. As ek en jy in haar posisie was, sou ons dalk dieselfde gedoen het. Ek het nog nooit in ander mense se kaste gekrap nie. Wat van daai keer in Blapsie en Vaatjie se kaste? Die skool het gevra dat al die ouers hulle kinders se kamers moet deursoek. Onthou, vir daai oorseese dag aan marijuana. Hier kom my ma. Gee haar tog asseblief net eers kans om te sê sy is jammer. Dit is nie vir my maklik om dit te sê nie, maar ek is skuldig. Ek het net soos enige ander mense foutjie gemaak, sorry. Right, daar's dit. My ma het gesê sy sorry. Is alles nou weer oukei, né? Ma, sorry waaroor? Jy weet waaroor. Ek wil dit by haar hoor. Ma sê tog vir Molly asseblief. Ek was geweldig verveeld in die huis. En toe daai verdomde listige duiwel my gedwing om in julle kaste te kyk. Maar presies hoe het die duiwel dit gedoen? Hy het my gedreig met 'n revolver. Revolver. Hier teen my slaap en toe sê hy, gaan loer wat 'n onheil is in die sondaar se kaste. Hoor jy, nou is dit die duiwel se skuld. Hy duiwel is 'n bliksem. Kan ma nie net soos 'n gewone mens sê, ek is jammer, ek het in julle kaste gekrap. Nee, kan nie. Dit maak te seer. Wel, ek dring daarop aan. Toe, selfs. Ma sê agter my aan. Ek's jammer. Ek is jammer. Ek het in julle kaste gekrap. Ek het in julle kaste Gekrap. geloer. Is naby genoeg. Alles is nou weer oukei, né? Ja, seker, ek moet gaan werk. Bye. Bye, Labie. Gaan trek vir jou 'n smart hemp aan dat ons kan ry. En ma besluit waarheen. Ja, natuurlik. Moet net nie vir my sê dat jy nou skielik, na ek my so verneder het, wil kop uittrek nie. Nee, ek het mos beloof ek sal maar vat waarheen maar ook al wil gaan. Okay. Waarheen? Goldreef City. Lekker gaan ons op die rides ry. Nee, ons gaan by die casino dobbel laat ons hop. Het jy nog jou passer? Myne het gebreek. Ek dink dit was hier iewers. Kyk langs die komputer. Dit was in so 'n lang blikkie. Hierin. Ja. Is dit weer veilig om in die huis in te gaan? Ouma het toe vir ma om verskoning gevra. Sy het toe vraggies in ons kaste gekrap. Nooit. Ja, sy was glo baie verveeld. Vir nou af sluit ek my kamer toe. Hier is dinge wat nie vir ouma se oë bedoel is nie. Soos wat? Private tydskrifte en sulke goed. Tot ouma hier weg is, gaan ek my kamer ook sluit. Ek sweer sy sal sommer mense dagboek lees. Dis darem maar vreeslik om dinge toe te sluit vir jou eie ouma. Hierdie ouma van ons is nie soos 'n gewone ouma nie. Sy is definitief nie vrygewig nie. Tiene se ouma het nou die dag vir hom R300 vir sy verjaarsdag gegee. Elke jaar kry ek sokkies vir Kersfees en vir my verjaarsdag R5. Pa het vir ouma uitgevat vir die dag. Arme pa. Liewerste hy is ek. Waarheen is hulle? Ma het hom net nou probeer bel, maar hy het nie sy selfoon geantwoord nie. Ek is seker of hy het haar gevat vir fliek. Ons het Saterdag aand 'n massiewe party by die kookskool. Het jy nie dalk 'n vriendin wat ek kan vra om saam met my te gaan nie? Hel, lyk my julle het ook meer parties daar as klas. Dit beantwoord nie my vraag nie. Al my vriendinne gaan vas uit. Thanks vir die passer. Jy trek lekker. Wat maak ma? Curry en rys is jou ouma se favourite. Het ma weer 'n klomp kalmeerpille in? Nee, jy worry verniet. Sy's nog net 3 aande hier, laat ek maar kyk of ek die vrede kan bewaar. Is ma nie met die Helen dat sy in ons kaste gekrap het nie? Ek het besluit ek gaan nie meer toelaat dat sy my so ontstel nie. Dalk het sy education gekry. Was allerhande goeders in my kaste. Ja, daarvan wil ek liewer niks hoor nie. Ek is seker in jou kamer was daar ook 'n paar surprises, vrou. Ek sal baie vies wees as sy my dagboek gelees het. Nou maar sluit dan asseblief jou kamer tot sy weg is.
Ma het nie dalk al my dagboek gelees nie. Is jy laf? Is privaat. Ek weet hoe voel dit as mense ouers jou dagboek in die hande kry. Het dit met ma gebeur? Ja. Dis hoekom ek so skielik in Standaard 8 koshuis toegestuur is. Ma was ook nie 'n engeltjie nie. Ek weet, ek ken al die triks. Julle kan my niks leer nie. Hulle sê mos die stoutste kinders word die strengste ouers. Hou, dan gaan Benny eendag 'n baie streng pa wees. Ekskuus. Maar weet, partykeer moet ek liewer net shut up. SMS van jou pa af. Dit laat my worry. Vir my ook. Hy SMS my net as hy te bang is om self met my te praat. Lees. Moenie kook nie, ons eet sommer iets hier. Sien jou later, kan nie nou ry nie. My ma is op 'n winning streak. Ons is by Gold Reef se casino. Baie skattebol. Ag, die bliksem, dit gaan tog. Het pa nie gesê hy gaan vir ouma vat na 'n plek van haar keuse nie? Moetswillig, dis wat sy is. Sy weet baie goed ek laat nie toe dat jou pa naby daai casinos gaan nie. Wie bel maar nou? Ek kan ook moetswillig wees as ek wil. Ek meld gou jou pa se kredietkaart aan as verlore. Maar dan gaan die masjien pa se kaart insluk as hy probeer geld trek. Aha. Wat die hel gaan hier aan? Môre skattebol. Maar klap so kop seer man. Moet asseblief nie vir my skattebol nie. Gaan suip en dobbel amper die heel nag deur en jy moet vandag gaan werk. As ek net eers gestort het, sal ek okay wees. Ma, dis baie onverantwoordelik om Wors na 'n casino toe te vat. As jy daai klokkie sien en daai liggies hoor, dan raak ek heeltemal stupid. Ek was nog altyd effens stupid. Jy weet wat ek bedoel. Hoe kon ma? Ek is op vakansie. Laat my toe om 'n bietjie te relax. Maar hy is nie, hy moet vandag gaan werk. Het jy alweer 'n spul geld gaan verloor? Ja, ek kon nie. Die tweede keer toe ek gaan om geld te trek, toe sluk hy masjien my kaarte. Die lene kom maar van my winnings. Hoeveel keer moet ek vir jou sê dat dobbel soos die lotto is? Belasting vir mense wat nie wiskunde verstaan nie. Die geluk was aan my kant. Ek het met 'n hele handsak vol geld teruggekom. Hoeveel geld het ma gewen? Dit is iets wat 'n gesoute dobbelaar nooit vir iemand anders sê nie, want dan wil almal net geld leen. Gaan stort. Ek en jy het nog nie klaar gepraat hieroor nie. Ja, maar ou vet die groot oogies kan beneek wees as hy die dag wil. Maar ja, weet daai sekskatjie om op te maak. Baie keer stry ons sommer net om op te maak. Hoe laat het pa gisterond by die huis gekom? 3:30 in die oggend. Hy stel nie jy's 'n goeie voorbeeld vir sy kinders nie. Toe toe op die bank gaan slaap en ouma ook. As julle vir my sê pa en ouma het op dieselfde bank geslaap, staan ek nou op en gaan vir elektriese skokterapie. Elkeen op 'n bank. En dit was natuurlik gesuip. Ouma het 'n hele spul geld gewen. Hoeveel? Sy weier om te sê. Tiene se pa het nou die dag R17,000 op 'n masjien gewen. Maar hoeveel het hy al daar verloor? Sy sitkamerstel en sy kar. Ag, hy sal nooit sê daai man was 'n dominee nie. Ek is jammer. Ek skuld julle almal 'n verskoning. Veral vir jou. Sorry. Is dit? Ek is bitter spyt dat ek gaan dobbel het en ook sterk drank gebruik het. Ek sal dit nie weer doen nie. Ja, toe nou maar. Sê vir pa dis okay. Maar kom ons sien pa is regtig jammer. Ja, shame. Hy sal na trane. Ja, okay, dis okay, die bogger is vergewe. Dankie. Jy moet eintlik vir jou kinders dankie sê. Gaan mens kan dit uithou as hy so teen haar opgegang word nie. Weet pa miskien hoeveel ouma gewen het? Hy weier om te sê. Maar soos ons haar ken, gaan nie een van ons 'n sent van daai geld sien nie. Ek wil niks daarvan weet nie. Ek wil niks met dobbelgeld te doen hê nie. Al wat dit is geld wat ander mense verloor het. Ou Melvin daar by my werk was een keer so getrek by 'n casino en daai masjien heeltemal leeg gedobbel waarby mense die chocolates en die chips koop. Hoor julle saam met wat se gomgatte werk julle pa?
lanklaas in my lewe so skuldig gevoel. Dis eintlik lekker vir 'n verandering. Mens moet meer kere in jou lewe sommer net stout wees. Ma stel 'n baie swak voorbeeld vir ma se kleinkinders. Is jy en Wors 'n beter voorbeeld? Asseblief maar, laat ons nou nie meer gemoed aanmerkings teenoor mekaar nie. Ek het vir julle elkeen 'n ou persentjie. Ja, en selfs vir jou ook, ou Molly. Ma, wat is dit? Geld. Ek deel my winnings uit. Probeer ma ons omkoop met dubbelgeld. Ja, dubbel winnings. Ek is jammer, maar ek stel nie... Molly, shut up net vir 'n minuut. As dit pap reën van daai kant af, moet jy liewer net stil bly en skep. Ja, maar dit Niks maar nie. Van die geld. Hel, dankie ouma. Ma, hier's meer as R500 in. Wat is dit? Thanks, ouma. Dankie, ma. Hier's niks in my koevertjie nie. Kyk mooi. Die geld wat jy gisterand by my geleen het is daarin. Kyk, hier's niks. Die geld wat jy gisterand by my geleen het, sou daarin gewees het. Wat presies beteken dit? Jou ma probeer vir jou sê dat jy nie meer hoef terug te betaal nie. Dankie, ma. Maar hier's nog steeds boggerol in hierdie koevertjie. Laat dit dan nou vir jou 'n les wees. Die geld wat jy vanoggend sou gekry het, het jy gisterand weggedobbel.